Want julle, welkom terug, vir Ola en Tristan en almal wat daai kant luister, welkom. Ons het vir Megan ook hier vanaand en Pieter kuier bietjie hier. So kom ons maak ons oogies toe. Dankie Here dat ons in 'n besige week weer net 'n uurtjie by voete kan kom stil sit. Dankie dat U vir ons soveel skatte in die Bybel het, maak nie saak hoe lank en hoe diep ons gaan grou nie, ons gaan nooit by die diepste skatte uitkom nie. En tog is dit net so veilig vir mense wat net oppervlakkig lees om dit ook te geniet. Here, mag almal wat hierna luister weet, wat ook al ons hier in rondgrou het, niks met hulle saligheid uit te waai nie. U het beloof, as ons met ons harte glo dat Jesus vir ons gesterf het, en met ons monde dit bely, hardop sê, dan is ons gered. Maak nie saak hoe goed ons Bybel ken of nie ken. Maar dit is so lekker om jou Bybel goed te ken. So dankie vir die voorreg. Ons bid ook vir almal wat siek is, of wat 'n besering het, of wat sy harte seer is. Ag Here, U weet elke ou se diepste eindnaam. Pas hulle asseblief mooi op, dat hulle weet U is altyd daar vir hulle, hulle is nooit alleen nie. Amen. Amen. Goed, so, kom ons doen gou 'n recap. Ons het begin by Openbaring 1, né? Kom ons hardloop gou daar. Maak gou by Openbaring 1 oop. Goed. So Megan, Openbaring, as jy die woord Openbaring hoor, maak dit jou bang of maak dit jou opgewonde? Jy mag nie lieg nie, 50-50. 50-50, okay. 50 bang, hoekom? Want, verstaan nie. Jy verstaan hom, goed. Hoekom 50 opgewonde? Want dit is vir die einde van die aarde begin en begin van die lewe. Okay, so dit vertel al bietjie van hoe die nuwe aarde gaan lyk, né? Waar die lelike slegte aarde gaan eindig en waar die nuwe lekker aarde gaan begin. Goed. Chanel, is jy reg? Okay, so. Die boek Openbaring is geskryf as 'n boek van hoop, 'n bemoedigingsboek. Dit is iets wat julle as gelowiges aan julle oor moet knoop, want anders gaan hy jou meer as 50% bang maak. Hierdie is 'n boek van hoop. Goed. So wie die boek geskryf? Johannes die Doper. Nee, die ander Johannes, né? Johannes die disipel wat 'n apostel ook geword het. Goed. So blaai 'n bietjie verder. Johannes 1 het daar gestaan. 1 vers 1 sê, wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. Met ander woorde, dis nie Johannes wat ergens op 'n eilandjie gedink het, wat kan ek nou vir die mense skryf? Nee, Jesus het vir Johannes gesê, Johannes, voordat jy doodgaan, skryf hierdie op vir die mense wat agterbly. Want jy is die laaste van die 12 disippels wat nog lewe. Skryf vir die gelowiges van daai tyd en vir elkeen van julle vandag en vir julle kinders wat nog moet kom. Skryf vir hulle op wat ek vir hulle sê. Goed. So, blaai bietjie na hoofstuk 2 toe. Toe het hy vir 7 gemeentes briewe geskryf. In elkeen van hierdie gemeentes was daar ietsie fout. Hulle was of geldgierig, of liefdeloos, of nie lief genoeg vir die Here nie, of hulle was bietjie lief vir die Here, maar liewer om met die tempelprostituie te kuier. Daar was altyd iets goeds, maar daar was meer sleg. Dan die Here vir hulle gesê, as julle goed doen, gaan dit met julle gebeur, maar as julle nie goed doen nie, gaan hierdie gebeur. Okay? En dit tel vir ons vandag nog. As julle daai 7 gemeentes se briewe lees, sal julle sien, is dieselfde nonsens wat nog vandag aangaan. Daar's niks niets. Bribes betaal en verneuk en skinder. Selfe ougie. Goed. So dit is in 2 en 3, die 7 briewe. Toe ons by hoofstuk 4 kom, toe staan daar, hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien. So Jesus sê vir hom, okay, ek het nou klaar vir jou gesê wat jy vir die mense daar op die aarde geskryf. Kom loer bietjie, kom ek gaan wys jou gaga. As jy nou doodgaan, waar gaan jy heen? Okay? So Johannes skryf vir ons, wat het hy gesien in die hemel?
Gustav, watse woord gebruik hy heeltyd om goed te beskryf wat hy nie eintlik ken nie? Wat hy nie ken. Dis like, soos, né? Julle sal sien, as hy iets sien, en hy weet nie eintlik wat dit is nie, dan sê hy vir ons, is iets wat lyk soos 'n leeu, maar is nie 'n leeu. Iets wat lyk soos 'n reënboog, maar is nie 'n reënboog. So moet julle nie skrik vir die goed wat julle daar sien nie, want dis goed wat ons nie ken. Dis hemelse goed. So as julle omblaai sal julle sien, daar staan 'n klomp kleure, soos. Dan Openbaring 5, nou staan Johannes daar, hy sien vir God op die troon sit. Annemie, wat het God in sy hand? Ja. Daai ding met die 7 seels. Ja. 'n boekrol, né? In Engels, 'n scroll. Dit is eintlik 'n makliker, mooier woord, né? So, 'n boekrol is daai papiere wat jy so oopgerol het en toegerol het. Maar hierdie boekrol was anders, want dit was 7 van daai wasseels. Dit was met 7 van daai wasseels geseël. So Pieter, in die ou tyd, as jy 'n boekrol gehad het, wat jy kon oop en toerol, was dit net 'n storie of 'n brief. Maar die oomblik wat hy geseël was dit 'n kontrak. Sê nou maar jy het 'n stuk grond gekoop, jou titelakte sou op 'n boekrol gewees het wat met 'n seël geseël is. Die oomblik wat daai seël gebreek word, is die kontrak nie meer geldig. Want dan kon jy in die kontrak gaan peter. Jy kon geskryf het, nee, die kontrak, jy kon 'n 0 gaan uitvee, of die ou wat die plek aan jou verkoop het, kon 'n 0 gaan bysit het. Okay. So die oomblik wat die kontrak, die seël gebreek is die kontrak weg. So hierdie boekrol het 7 seels. Nou vra Johannes, hy staan daar in die hemel. Almal staan voor die troon en niemand kan die boekrol oopmaak nie. Hierdie kontrak het gesê, die kontrak wat God met die mens gesluit het, Adam en Eva. Die oomblik toe Eva daai appel hap of die vrug of wat ook al. Toe word daar 'n kontrak gesteken om te sê, ons behoort nou aan die duiwel. Ons is nie meer die Here se nie, want ons is nou sondig. Net mense wat nie sonde het nie, kan hemel toe gaan. Onthou julle toe julle klein was, die wat dalk gedoop is toe julle klein was, altyd as hulle doop, dan sê hulle, hierdie babatjie het as 'n sondige mens in die wêreld ingekom. Hy word so gebore. Dis nie omdat jy kwaad doen nie, dis die aarde. So al hoe ons verlos kon word, laat daai kontrak tussen die duiwel gebreek kan word, is dat iemand vir ons sondes sterf. So hierdie vraag is, die opskrif sê, die lam is waardig om die boekrol oop te maak. Hulle het gestaan en huil. Kom ons kyk gou waar staan dit. By vers 2. Toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep. Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seels daarvan te breek? Maar niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, was in staat om die boekrol oop te maak en daarin te kyk. Vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie, Johannes, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal, en kan die boek met die 7 seels oopmaak. So die oomblik toe Jesus gesterf het, sonder sonde, toe is hy waardig om daai boekrol te kom oopmaak. So toe breek hy die seels, met ander woorde, hy maak ons vry van die duiwelse kontrak, ons mag nou hemel toe gaan. Okay. So hierdie 7 seels is niks om voor te skrik, as jy in Jesus glo nie. As jy nie in hom glo nie, is jy nie moeilikheid. Goed, verstuk 6. Die eerste 4 seels wat oopgemaak is, dit was 4 perde. 'n wit perd, wat was die ander een? 'n rooie, 'n swarte, en toe 'n vaal perd, né? So dis die 4 perde, die wit perd was propaganda, of die rooi perd was oorlog, die swart perd was hongersnood,
en die valperd was die dood. Maar niks van daai goed gaan met jou gebeur, as jy 'n kind van die Here is. Okay? Die 5de seël het ons laasweek gedoen, die wat hom gemis het. Daar was 'n klomp wat al doodgemaak is op die aarde. Kom ons sê sommer, daar was baie meer, maar kom ons sê, van die 12 apostels, weet ons dat 11 van hulle vermoor was. Hulle is of aan die brand gesteek, of hulle koppe is afgekap, of hulle is gekruisig, omdat hulle lief is vir God. So daar sit hulle by God se voete en sê, wanneer gaan die Here nou ons dood wreek op daai aaklige mense op die aarde? Toe het God vir hulle gesê, wag nog net 'n klein ruk. So Jolandi, as God daai tyd gesê het, wag nog net 'n klein rukkie, hoe lank terug is dit? Baie. 2000 jaar terug, né? Hulle wag nog steeds 'n klein rukkie. So daai ouens wat altyd sê die einde van die wêreld is môre, hierdie mense het ook gedink die einde van die wêreld is nou. Goed. Maar Christie, ons weet, die einde van jou wêreld kan vanaand wees, né? Ja. So ons wag nie vir die wederkoms of die einde van die wêreld nie, want jy moet jou keuses maak voor jy jou oogies toe maak. So vanaand is ons besig met die supernatural. Frans, wat beteken dit? Supernatural. Klink bietjie so Superman, né? Superman en Batman se nonsens. Dis presies wat dit is, okay? Dis natuurrampe, maar nie die gewones wat ons ken. Dis nie gewone aardbewing, vir sonsverduistering, of 'n blood moon. Dis nie die gewones nie, dis supernatuurlike. Soos hulle daarby wil skryf, supernatural. So die 6de seël, daar staan, ek het gesien toe die lam die 6de seël oopmaak. Daar het 'n groot aardbewing gekom. Die son het swart geword, soos rou klere. En die maan het heeltemal soos bloed geword. Die sterre aan die hemel het op die aarde geval, soos die navye van 'n vyeboom afval, en dit deur die sterk wind, as dit deur die sterk wind geruk word. Goed, so kom ons stop gou daar. Megan, as die son swart word, wat het gebeur? Ja, die son. Sit hom uitgeraak. Ja, hy skyn nie meer nie, né? So sien julle, dis nie 'n sonsverduistering nie. Dis nie iets wat voor die son ingeskuif het en nou soos 'n bietjie donker en dan skyn hy weer nie. Die son het uitgebrand. Dis dood. En as die maan rooi word terwyl die son nie meer brand, hoe gebeur dit? As ons nou 'n blood moon sien, soos so 2 weke terug, skyn die maan self rooi. Die son weer kaats. Nou is die son weg. So hoe word die maan rooi? Sien julle hoekom sê ek is supernatural? Goed. Die sterre aan die hemel val. So as julle na al die verwysings daar aan die kant gaan kyk wanneer sterre val, dan is dit meteors. Kyk. Hier is nie net 1 of 2 meteors nie. Dis baie. Julle sal nou sien hoekom sê ek so. Goed. Wat laat al hierdie goed gebeur? Kyk daar aan die bokant van die volgende een. Soos die navye van 'n vyeboom afval, as dit deur 'n sterk wind geruk word. Julle moet daai sterk wind in gedagte hou. Kyk. Goed, so kom ons kyk gou 'n bietjie verder. Die hemel het self verdwyn, soos 'n boekrol wat opgerol word. En al die berge en die eilande is uit hulle plekke uitgeskit. Die konings van die aarde, die hoofamptenare en die opperbevelvoerders, die rykes en die magtiges, ja, al die mense, slawe of vryes, het in grotte en onder die kraanse van die berge weggekruip. Soos jy nou 'n helse wind kom en die aarde skud en jy sien daai Seal Island sink en George se berg skuif. Waar gaan jy wegkry?
Mag nie veilig wees. Ja, ek weet nie, seker nergens. Ja. Jolandi, as jy droog maak, né? Jy is nou 'n stout kind. Waar gaan jy wegkyk? Maar wag, ek kan dink iets. Onder de bed. Onder ja, Onder 'n bed? net so. Okay. Net, ja. Hoekom sou jy onder 'n bed wegkyk? Wie moet jou nie kry nie? Die mense wat my soek. Maar Jou ma het jou gaan pak gee, né? sal ek anders kyk. Ja, okay, so kyk nou wat hier aangaan, hè. Al hierdie goed julle gaan nou sien. Al hierdie goed, kyk op bladsy 1. Alles waarvan hulle praat, die son, die maan, waar hulle wegkry, kom uit die Ou Testament uit. sien julle? Al die profete het dit geprofeteer. Jesaja, Esegiel, Joël, Amos, maar meestal Jesaja het gesê, kyk wat sê hulle van die berge. Kom ons kyk gou. Bladsy 2. Daar heel onder by nommer 5. Berge en eilande skuif van hulle plek. Naam het gesê die berge het gebewe, die aarde het gesidder. Psalm het gesê berge wat in die see val in tye van krisis. Iets wat julle moet onthou. Die mense in die Ou Testament het gedink as hulle droog gemaak het, kon hulle vir die Here gaan wegkyk. As jy onder in 'n grot gaan, onder in 'n berg gaan, hulle het dan nie onder hulle bedjies gaan lê nie, want hulle bedjies was op die grond. Kon jy vir die Here wegkry? Hoekom? Hoekom het hulle dit gedink? Want ik heb gedacht, ik kan hem zien. Hoekom sou hy hulle nie kon sien nie? Wat is in die Nuwe Testament en by ons, wat nie by die mense in die Ou Testament was? Heilige Gees. Die ding wat vir ons laat weet, God is altyd by ons. God is alomteenwoordig. Jy kan nie God wegkry nie, want God is by jou. Die Ou Testament het dit nie gehad nie. Hulle moes na 'n tempel, of na 'n tabernakel, of na 'n plek toe God gaan om God te gaan ontmoet. So hulle het geglo, as jy droog maak, gaan kruip jy in 'n grot weg, dan kan God jou nie sien. So jy gaan nou sien, wanneer al hierdie vreeslike goed gebeur, al die mense wat bang is, gaan kruip in die berge weg. Ons skud God die berge, om te sê, jy kan nie elders wegkyk. Ek is oral, ek haal vir jou daar uit. Okay, verstaan julle? So kom ons lees nou weer. Vers 16. Hulle het vir die berge en die kraanse gesê, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit. En vir die toren van die lam, onthou die lam is Jesus. Die groot dag waarop hulle, dis nou God en Jesus, die oordeel sal voltrek, het aangebreek. Wie sal staan kan bly? So sien julle hoekom het hulle gaan wegkry? Hulle vir die berge gesê, steek ons net weg, want hier is nou iets verskrikliks aan die gang. Die son is weg, die maan skyn rooi. Iets vreesliks is aan die gang, kyk hoe waai die wind, toe gaan kruip hulle weg. Toe skuif God, alles wat hulle gedink het, hulle gaan secure hou. Hy skud alles, hy sê, hierdie is die einde. So dink julle dit, as sulke goed gebeur, gaan net 'n klein hoeveelheid mense dit sien, of gaan die hele aarde dit sien? Ja. Die hele aarde. As Jesus weer kom, gaan dit nie 'n klein klomp mense wees wat skuim in hulle oor gevlei sê, dis die wegrape. Kom, ons gaan gou weg. Nee, God kom en hy gaan vir die hele aarde gelyk sê. Dis nou so. Okay. So as jy nou hierdie goed lees, kyk gaan na julle bladsy. Klink dit vir jou scary, Megan? Hoekom nie? Weet van wat ik ga. Weet wat voor mij komt. Maar waar is jy terwyl hierdie met jou gebeur? Orde. Waar kruip jy weg terwyl al hierdie goed gebeur? As die aarde skud, die berge skud, die son skyn nie meer nie. Kijk je.
Kijk maar my weekie. Onder die bed. Kom maak jy kry. Is om te hoor bed kry. Kry Okay. jy aanper dan weer op bo. Ek sê mooi dalk sien. Goed, so. Sê nou maar iemand kom en hulle besluit, hulle gaan nou 'n eindtydboek skryf oor hierdie stuk. En dit gebeur. Mense maak movies daaroor. En nou die dag het hulle gesê dit gaan nou die einde van die wêreld wees, want daar was 'n rooi maan, daar was 'n solar eclipse, daar was aardbewings. Toe het hulle weer gesê, okay, dis nou die einde. 23 Oktober is die einde, né? As mense nou net daai stukkie vat, dan kan dit 'n bangmaak stuk wees in jou Bybel. Maar ek wil hê julle moet mooi onthou hoe werk die Bybel. Die Bybel is nie kronologies altyd geskryf nie. As jy dit dink, gaan jy regtig te mekaar wees. As jy dink Genesis is die oudste boek en dan is Exodus geskryf. En dan wat? Levitikus, Deuteronomium, Numeri. As jy dink die Bybel is so geskryf, maak jy 'n groot fan. Want waar sit Job in die Bybel? Job sit redelik in die middel van die Ou Testament. En hy's tussen Genesis en Exodus. So as jy nou Job gaan lees en jy weet die mense het nog nie uit Egipte uitgetrek nie, gaan jy hom anders lees. Nee. Net so is Openbaring, dan vertel hy jou 'n stukkie soos die gemeentes op die aarde. Dan vertel hy jou 'n stukkie wat in die hemel gebeur. Dan sy weer terug op die aarde. As jy nie weet waar jy is nie, gaan jy bang word. Dis hoekom ek vir oupa ook gesê het, ons moet 7 bydoen, want anders verstaan ons nie. So kyk gou wat staan by 7. Daarna, so dit klink nou of dit na hierdie gebeure is, né? Maar dit is nie, luister mooi. Daarna het ek, dis nou Johannes, 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die land, op die see en teen enige boom sou waai. So Lani, van watter windrigtings af kan jou wind waai? Noordwes, suidwes. So as die 4 engele kom en hulle hou op die 4 hoeke van die noordwes, suid en wes die winde vas, kan die winde nie meer waai nie. Onthou julle wat het al die nonsens veroorsaak daarbo? Daai sterk wind. Kyk gou heel bo op jou bladsy. Dit het van die vyeboom afgeval as dit deur 'n sterk wind geruk word. OK? So wat veroorsaak die meeste natuurgoed? Wat veroorsaak reën en golwe op die see en berge wat omval, bome wat uitgeruk word, tornado's? Wat veroorsaak die meeste? Wind. Né? Die wind maak dat ons ook reën kry. Daai hele ding, wind is 'n belangrike ding. So wat sê die 4 engele? Hou die winde vas. Hoekom? Vers 2. Ek het ook 'n ander engel, kyk hier's nou 'n 5de engel, Chanel. Ek het 'n ander engel van die ooste af sien kom met die seël van die lewende God. Hier kom nou 'n seël in wat baie belangrik is. Pieter, as jy enigiets hoor vanaand, moet dit wees hierdie seël. Okay? Hy het met 'n harde stem geroep na die 4 engele, aan wie die mag gegee is, om die land en die see te tref. En hy het vir hulle gesê, moenie die land en die see en die bome tref nie. Wag 'n bietjie, né? Hy sê vir hulle, hou net aan. Hoekom? Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. So Megan, voordat daai engele al die verwoesting sê God, wag, ek moet eers my kinders gaan haal. Megan hoef nie onder haar bed weg te kruip nie. Die Here gaan haar beskerm voordat daai winde hier losgelaat word. Ek het die getal gehoor van die wat gemerk is. Hulle was 144,000.
Hulle was uit elke stam van die volk Israel. En nou is daar net 144.000 mense gered. Wat nou? Okay, so julle wat nou 'n rukkie by Bybelskool is, weet. 144.000, as jy jou 12 maal 12 wil ken, 12 maal 12, is 144, maal 1000, is 144. So die eerste 12 is die 12 seuns van Jakob. Dit stel al die gelowiges in die Ou Testament voor Jesus se tyd. Die tweede 12 is die 12 disippels of apostels. Dit stel al die gelowiges in die Nuwe Testament voor. Met ander woorde, ons ook vandag. Maal 1000, 1000 die getal as jy nou jou Bybel bietjie ken, 1000 beteken alles insluitend. Beteken al die gelowiges van die begin tot aan die einde gaan eers met die seël gemerk word voordat daai 4 winde losgelaat word om die son en die maan en die meteors en die berge en alles plat te maak. Sien jy waar jy, Megan? Jy is Dat lijkt met een rooi seeltje op mijn papillon. Dis nie 'n rooi seël nie. Waar het jy gesien hy's rooi? Een seel. 'n Seeltjie. Okay, so as jy nou in 'n plek is, kom ons sê jy's daar in Tabazimbi tussen 'n klomp chommies. Hoe gaan jy weet wie's kinders van die Here en wie's kinders van die duiwel? Onthou die duiwel het ook daar in Openbaring 14 gesê, hy merk sy kinders. Wat is die merk van die dier? Julle ken daai nommertjies, né? 6 is dit nie. 666. Ja, nee, 366. So as jy nou daar in Tabazimbi loop daar party mense met 'n 666 hier op hulle kop en ander met 'n 777. Ja. Ja. Joke. Hoe weet jy? Hoe weet jy wie is God se kinders en wie nie? Nee, dat er ook. Miskien so gevoel. Krijg voel. Ja, dis wel. Maar partykeer kan hulle jou baie bless of kom en sê hulle lyk nice en dan tot jy weer ken later is nie. O, julle bare klere. Presies. Ja. Hoe hulle optree kan partykeer in die kerk een manier wees en daar buite in die straat 'n ander manier. Ja. Né? Dis waar. Sien nou jy sit met jou vroom gesig hier in die kerk en buite in die straat maak jy net wat jy lus. So hoe gaan jy weet? Again, hoe gaan jy self weet of jy 'n kind van die Here is? Wat moet jy hê? Wie moet jy by jou hê om beskermd te wees? Ja, shit. Das sy, dankie Pieter. So, die seël waarvan hier gepraat word, is die Heilige Gees. Die oomblik wat jy glo in Jesus, het jy die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees in jou, is jy nie gered. Is jy nie gecover om bewaar te word. Kyk, gou daar waar ek gesê het, julle in 2 Konings moet oopmaak. 2 Korintiërs ek jou. 2 Korintiërs 1 vers 20. Dis nou Paulus wat praat en hy het sy reisplanne verander. Hy het een plannetjie gehad en toe kry hy nou 'n ander plan. Kyk net mooi wat sê hy daar by vers 21 en 22. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. Met ander woorde, terwyl ons hier op die grond is ons gevestig in Christus. Hoekom? God het ons vir homself afgesonder, né? Afgesonder beteken jy is spesiaal vir. Ons as sy eiendom beseël, daar's die seël weer, en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. So as jy die Heilige Gees by jou het, dan weet jy alles wat God beloof het in die eindtye, in die hiernamaals, is joune. As jy nie die Heilige Gees het nie, dan gaan daai berge op jou val. Jy gaan wens die berge val op jou. So, julle weet nou die duiwel is 'n copycat, né? Alles wat die Here gedoen het, wil hy ook doen. Die Here het eers gesê, ek seël my kinders. Toe kom die duiwel met sy 666 seeltjie, né? Maar niemand leer vir julle dat die Here julle geseël het. Julle weet net almal van die ou bad seël.
was 'n baie beter siel, die siel van die Heilige Gees. So as jy vir iemand bid, sê nou maar jy bid vir jou vrou, of jou girlfriend, of jou man, wat is die mooiste gebed wat jy vir so iemand kan gee? Of as iemand verjaar, of as iemand trou, of as iemand siek is. Jy seën hom, né? Jy seën hom deur te sê, ek bid die bloed van Jesus oor jou uit, né? Ek seën jou met die Heilige Gees, laat die Heilige Gees jou sal bewaar en oppas. Verstaan julle hoekom? Want dis die seël. So as die babietjie gedoop word, wat sê hulle? Ek doop jou in die naam van die Vader wat jou gemaak het, Jesus wat jou verlos het, en die Heilige Gees wat jou sal beskerm en jou lei op die aarde. Sien julle waar kom dit vandaan? So daai babietjie is al ingeseend en geseël voordat hy nog kan sê, "Wee," is hy deel van God se kinders. Sien julle dit? So daai mense wat so worry oor 'n babietjie wat doodgaan voordat hy nou groot gedoop is of aangeneem word. Die Here het eers gekom en gesê, ek seël my kinders. Tot in die hoeveelste geslag van die wat my lief het. Die 1000ste geslag. En wat beteken 1000 in die Bybel? Almal. Maar ek bestraf die van die wat my haat tot in die 3de en die 4de geslag. Né? Sien julle hoekom die ou mense altyd die kindertjies gaan doop? En dis hoekom die dominee in die kerk sê, moenie hierdie kinders kom doop omdat julle dink is 'n magic potion wat nou gemaak dat die kind nie stout is of nie sy toon gaan staan. Dit is om deel te maak van God se geestelike beskerming. Daai fight wat ons tussen good and evil het, dis waar dit gaan. Dis hoekom as iemand vir my kom vra, Tannie, gaan ek hemel toe as ek nie gedoop is? Daai is net 'n teken. Jy moet net glo in Jesus en die Heilige Gees in jou hart hê. Ons is fine. Die doop en die goed is maar net jy of jou ouers wat kom sê, ons is deel van die 1000ste geslag wat God lief het. Kyk. So, as julle nou 'n bietjie deur hierdie goed gaan blaai by die huis, kyk bietjie, oral waar hulle praat van die swart son, gaan dit oor chaos, oordeel, wêreldontwrigting. Oral waar hulle praat van die maan wat bloed skyn, gaan dit oor oorlog, of geweld, of verwoesting. Oral waar hulle praat oor die sterre of die meteoriete, gaan dit oor die bose en die fight tussen good and evil. Daai engeltjies wat op jou skouer sit, die swart en die wittetjie wat te mekaar beklei. Gaan ek nou kwaad doen, gaan ek nou nie. Okay? As hulle praat van die boekrolle, gaan kyk bietjie waar gaan dit. As hulle praat van die eilande wat skuif, dit het ons net nou gesê, God kan enigiets. Jy kan nie eers in die see soos Jona vir die Here gaan weghou nie. Hy gaan vir jou daar kom haal. Okay. Mense vlug in grotte in en na berge toe. Vandag se tye, as jy moeilikheid het, waartoe hardloop jy? Jou pa en jou ma, né? Of hof toe. Of waar gaan jy nog geen hardloop? Nou, die president toe, die kerk toe, né? Hierdie mense het dit ook gedoen. Die oomblik toe daar moeilikheid kom, toe gaan hulle eers gaan na die priesters toe, hulle gaan na die keisers toe, niemand kon hulle help nie. Toe gaan kruip hulle in die berge weg, jy kan nie vir God wegkruip. So daar's veel 'n lekker opsomming van waar al daai goed vandaan kom. Die belangrike deel wat ek wil hê julle moet net gaan kyk, blaai daar na bladsy 6 toe. Daar in die middel het ek gesê, as jy net Openbaring 6 lees, sal jy elke krisis op die nuus as 'n seeloordeel misidentifiseer. So sê nou maar, daai ouens wat die 23ste Oktober gekom en gesê, dis nou die einde van die wêreld. As hulle nie Openbaring 7 lees nie, dan gaan ons elke week op die nuus hoor, hier's nou weer die einde. Alles gaan net negatief gelees word.
Maar as jy Openbaring 7 lees, dan sien jy, dit is eintlik 'n groot troostboodskap wat sê, God seël ons in liefde, hy pas ons op, ons hoef nie bang te wees. OK. So, die laaste bladsy sê, as jy nou hierdie goed lees, né? Wat was die vraag aan die einde van hoofstuk 6? Wat was die groot vraag? Johannes het gevra, wie sal staande kan bly? As al hierdie rampe nou gebeur. Sien julle daai laaste stukkie? Dis waar dit gaan. Wie sal staande bly? Die antwoord is, almal wat die Heilige Gees het. Finish en klaar. Daar's geen ander ding. Jy hoef nie in 'n spesifieke kerk te wees nie. Jy hoef nie op 'n spesifieke dag kerk te hou nie. Jy hoef nie al jou gebooie te hou nie. Jy hoef nie elke week te vas nie. Al wat jy nodig het, is die Heilige Gees. Dan is jy geseël. So dis die kruks van die saak. Easy does it. Daar het ons 2 stukke gedeel. OK, is julle reg? Enige vrae wat belangrik is? Dit is almal moeg vanaand. Ons gaan van Damien uithaal volgende week, want hy het gemis vanaand. Kom ons maak dit ons oogies. Here, partykeer lyk dit of alles net de mekaar is. Partykeer vir ons is dit net 'n dag wat de mekaar is. Of net 'n maand wat voel of alles net de mekaar is. Vir partye is dit erger. Dis dalk 'n siekte wat al vir maande aangaan. Of dis dalk 'n gevoel van nie geliefd wees nie, of hartseer wees, of my lewe werk nie uit soos ek gedink het nie. Here het vanaand vir ons gesê, maak nie saak wat op die aarde met ons, of ons lywe, of ons lewens gebeur nie. Niks van daai is belangrik aan die einde nie. Net of ons in U glo of nie. Al die ander dinge gaan kom en gaan. Net soos wat dit vir Johannes hulle 2000 jaar terug net gekom en gegaan het. Die belangrike ding is, aan wie se kant ons gaan wees as U weer kom. As ons aan die 666 se kant, of aan die 777 se kant. Here, mag dit vir ons elke oggend as ons oë oopmaak, die belangrikste ding wees vir die dag. Om ander mense te behandel asof dit ons laaste dag op aarde is. Dan sal hierdie aardse goed wat ons so gou kan onderkry, glad nie belangrik wees. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen.